Welkom by hierdie manier van kerkwees vir nou. Ons is besig om te dink oor gebed en wat 'n rol ons persoonlike gebede speel as deel van die gemeenskap van gelowiges en ook in die breër gemeenskap. Veral in hierdie dae is ons opnuut bewus van ons rol as kerk om te bid, veral vir ons land. Ons dink saam oor hierdie vraag aan die hand van Tim Keller se boek oor gebed en hoop jy vind dit saam met ons bemoedigend en hoopvol. Lukas 11 vers 11 tot 13. Is daar 'n pa onder julle wat as hy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ten spyte van alles wat ons weet oor gebed, is dit steeds so dat dit soms vir ons voel asof ons opregste gebede nie beantwoord word nie. Na sulke ervarings, hoe kan ons die geloof en vertroue behou om weer te bid? Hoe kan ons met sekerheid weet dat God ons hoor en reageer as hy ons desperaatste gebede anders beantwoord as wat ons sou wou hê hy moet? Ons vertroue dat God ons wel sal beantwoord, lê in Jesus, want op een vreeslike dag het hy nie Jesus se gebed beantwoord nie. In Getsemane het Jesus gebid dat die lydensbeker by hom verby sal gaan. En alhoewel hy die perfekte mens was, met opregste versoeke en heeltemal in lyn met God se wil, is sy gebed nie beantwoord nie. Hoekom nie? Omdat God in die verhaal van die evangelie Jesus behandel het soos ons verdien om behandel te word. Jesus se gebede het die verwerping ontvang wat ons sondaars eintlik verdien, sodat ons gebede die ontvangs kan kry wat sy gebed verdien het. Ons bid daarom met vertroue, omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het om gehoor te word. Jesus se lering oor gebed skep dieselfde vertroue by ons oor gebed. Wanneer 'n aardse vader die behoefte het om hul kinders gelukkig te maak, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie met daardie behoefte na ons gebede luister nie. We should ask God for things with boldness and specificity, with ardor, honesty, and diligence, yet with patient submission to God's will and wise love, all because of Jesus and all in His name. Here, soms is dit moeilik om aan te hou bid wanneer dit voel asof ek nie gehoor word nie. Soms is dit makliker om moed op te gee. Help my egter om te sien hoe U die grootste opoffering gemaak het deur U seun te laat sterf, juis sodat ek uit genade